Welkom by hierdie eerste fokusgesprek van 2026. Ons tema hierdie jaar is: Here, bou ons u kerk volgens u wil. Die groot genade waaroor ons onsself in hierdie tyd verwonder, is die feit dat die Here, wat die almagtige God is, gekies het om nie net onder ons nie, maar ook in ons te kom woon deur sy Gees. Salomo roep sy verwondering uit in die gebed wanneer hy bid: Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? In die eerste bede van sy gebed in 1 Konings 8 vers 31 en 32 vra Salomo: As iemand sy naaste kwaad aandoen en die hom 'n eedverpligting oplê om hom onder 'n vloek te plaas, en hy kom en spreek die eed voor u altaar uit in hierdie tempel, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor u dienaar sodat die skuldige die straf vir sy dade dra en die onskuldige gelyk gegee word, soos dit by sy onskuld pas. Teenoor die wonder van die Here se teenwoordigheid in die lewe van Israel, klink hierdie eerste bede eintlik so aards, amper klein, eintlik selfs dalk materialisties. Ons kry die wet waaruit hierdie gebed vloei in Eksodus 22 vers 10 en 12. Die wet reël situasies waar een persoon iemand anders se besittings soos geld of diere opgepas het, en toe die besittings weggeraak of die diere het gevrek. In ons tyd is die situasies makliker om te hanteer. Ons het banke om ons geld te bewaar, ons het kontrakte en kwitansies op papierspoor van wat ons gedoen het. Daar's stoorgeriewe met sekuriteit en selfs videokameras. Dit is makliker om te bepaal wie nou eintlik aanspreeklik is vir die onreg of skade wat plaasgevind het. Maar in antieke Israel was die meeste van hierdie moderne dinge nog nie beskikbaar nie. Mense moes mekaar baie keer gewoon en vertrou. Ek kan nou nie na my skape of ander vee omsien nie, want ek het siek geword of ek is opgeroep na die oorlog na weermag toe of ek moes op reis gaan en daarom moet ek staat maak om iemand anders om na my besittings om te sien. Op die oog af fokus hierdie gebed net op die beskerming van eiendom. Maar op 'n dieper punt gaan dit eintlik oor die beskerming van die verhoudings binne die gemeenskap van Israel. As ek immers iemand gaan kies om na my besittings te kyk, dan sal ek mos nie 'n vreemdeling kies nie. Ek sal juis een van my naby mense vra, omdat ek klaar daardie persoon vertrou. Die risiko vir diep verhoudingsbreuk is daarom 'n werklikheid. Dit is swaar as 'n vreemdeling onreg teenoor my pleeg, as 'n vreemdeling my goed steel of nalatig is daarmee. Maar dit is soveel erger as dit een van my vertrouelinge is wat so optree. Onthou, die seerkruis sny na die ander kant toe ook. Dit is sleg as 'n vreemdeling my nie wil vertrou nie, maar ek kan iets daarvan verstaan. Maar dit is baie erger as een van my naby mense nie wil glo dat ek onskuldig is nie. Salomo bid dus hier vir die onderlinge verhoudings van Israel, die verhoudings binne families en vriendekringe. Die Here ken ons mensheid. Hy weet dat ons soms oneerlik is, of dat ons soms selfs ten spyte van ons beste bedoelings vir mekaar skade kan maak. Hy weet dat ons soms sukkel om mekaar te glo en dat dit soms moeilik is om mekaar te vergewe. Hy ken ons. Hoeveel keer is en was hy nie al aan die ontvangkant van ons onreg nie? Hoeveel keer het Israel nie die lewensmiddele of gawes wat die Here aan hulle toevertrou het, laat wegraak, gesteel, misbruik deur dit aan afgode te offer nie? En hulle was nie vreemdelinge vir die Here nie, hulle was Israel, sy volk, sy naby mense, en tog was hulle hoeveel keer roekeloos en oneerlik met sy besittings. Hy moes uiteindelik sy seun in hierdie wêreld kom offer om hierdie onreg te kom regstel. Ons Here Jesus, wat self die weg, die waarheid en die lewe is onregverdig veroordeel sodat die gees van die waarheid kon kom om in ons te kom woon. Die gees wat ons aan mekaar verbind as broers en susters. Die gees wat ons lei om mekaar se besittings op te pas asof dit ons eie is. Die gees wat ons by mekaar vashou, selfs wanneer ons daarin misluk. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u gees wat in ons kom woon het. Dankie dat ons u kan ken as die Here wat regverdig oordeel. Dankie dat ons kan weet u het ons as broers en susters van mekaar aan mekaar kom verbind.
En ons bely, Here, U weet van die onreg wat ons aan mekaar doen, wanneer ons werklik onreg doen, wanneer ons opsetlik mekaar seermaak, skade maak. U weet ook, Here, wanneer ons dit per ongeluk doen, wanneer dit buite ons beheer is en tog ly ons broers of susters skade. U weet die swaar daarvan om nie geglo te word, selfs wanneer ons die waarheid praat nie. En ons vra, wil U ons tog in al hierdie dinge vergewe en vervul met U Gees, sodat ons in naby verhoudings met U en met mekaar kan lewe, waar die waarheid altyd seëvier. Hoor tog as ons dit van U vra in die naam van ons Here Jesus. Amen. Goeienaand.